Vandag se lesie is ons nou nog steeds besig met die oplos van vergelykings. Maar in vandag se les, ons het nou al mooi gekyk na lineêre vergelykings en kwadratiese vergelykings. In vandag se les kyk ons nou na gelyktydige lineêre vergelykings. Ons gaan in vandag se les leer hoe om hierdie gelyktydige vergelykings op te los. Wanneer twee onbekendes, byvoorbeeld x en y, in 'n vergelyking voorkom, is daar 'n oneindige aantal kombinasies vir x en y wat die vergelyking bevredig. As ons byvoorbeeld kyk na 2x plus y is gelyk aan 12, dan kan ons kyk na ons verskillende, onthou, nou hierdie x en y praat ons van mos as ons koördinate. So daar is 'n verskeidenheid koördinate, verskeidenheid waardes van x en y wat hierdie vergelyking waar maak. Byvoorbeeld as ons sien dat x mos nou 1 is en y is 10, dan kry ons dus 12. Met ander woorde, 1 en 10 is 'n oplossing. Net so gaan ons kry dat 2 en 8 'n oplossing is. So kan ons aangaan, as ons byvoorbeeld het x is 6, dan moet y 0 wees. As ons het x is minus 3, dan gaan y se waarde 18 wees. So julle kan sien, ons het 'n oneindige aantal kombinasies of koördinate wat hierdie vergelyking waar maak. Nou wanneer ons twee vergelykings het wat dieselfde twee onbekendes bevat, kan ons die unieke koördinate bepaal wat albei vergelykings bevredig. Dit beteken as ons byvoorbeeld 'n vergelyking het wat lyk soos 2x plus y is gelyk aan 12, maar ons het nou nog 'n vergelyking, ons het 'n tweede vergelyking wat ook x'e en y'e bevat. Dan kan ons sien, ons het 3x minus y is gelyk aan 3, moet dieselfde tyd waar wees. As ons hierdie gaan oplos, gaan ons kry hy een unieke oplossing. Met ander woorde, dit gaan wees vir x gelyk aan 3 en y gelyk aan 6. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoe ons by hierdie oplossing uitkom en die verskillende metodes hoe om hierdie oplossing te doen. So baie belangrik wat ons nou moet verstaan hier, is dat gelyktydige vergelykings word gebruik om die snypunt van twee lineêre funksies algebraies te bepaal. Goed, dit is hoekom ons moet weet hoe om gelyktydige vergelykings op te los. Altyd soveel onbekendes wat daar is, soveel vergelykings moet jy hê. So as daar twee onbekendes, het moet ons twee vergelykings hê om hulle te kan oplos. Nou is daar twee metodes hoe 'n mens hierdie gelyktydige vergelykings kan oplos. Die eerste metode is deur eliminasie en ons gaan hierdie les aan eliminasie spandeer. Julle weet almal wat beteken eliminasie, dit beteken om 1 uit te skakel. En die tweede metode wat ons gaan leer om gelyktydige vergelykings op te los, is deur middel van substitusie. Goed, nou kom ons kyk, baie belangrik, gaan ons metode 1 eerste in hierdie lesie behandel. Ons sal 'n volgende les spandeer aan die tweede metode. Die eerste metode wat ons gesê het, is die metode van eliminasie. Nou kom ons kyk hoe gaan ons te werk om hierdie eliminasie te doen.
As ons kyk na voorbeelde, gaan ons gou die eerste vraagie kyk. Die vraag sal altyd vra, los op vir x en y gelyktydig. Met ander woorde, al twee hierdie vergelykings gaan nou geld, en dis dieselfde x en y wat in die vergelykings voorkom. So, ons het nou in hierdie eerste voorbeeldjie het ons 2x minus 5y is gelyk aan min 12, en ons ander vergelyking wat dieselfde tyd waar moet wees, is 4x plus 5y is gelyk aan 6. Wanneer ons kyk na ons metode van eliminasie, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons skryf die vergelykings met gelyksoortige terme onder mekaar en ons nommer die vergelykings. Met ander woorde, ek gaan nou sien, ek het my 2x minus 5y is gelyk aan minus 12 en dit is my eerste vergelyking. Dan skryf ek my 4x plus 5y is gelyk aan 6, wat my tweede vergelykingkie is onder my eerste vergelyking. En soos julle kan sien, skryf ek die gelyksoortige terme onder mekaar. So my x'e staan onder mekaar, my y'e staan onder mekaar en my konstante staan onder mekaar. As jy nou mooi kyk na hierdie twee vergelykings, kan jy sien dat die koëffisiënte van die y-terme dieselfde is, maar hulle het omgekeerde tekens, so hulle is die optellings inwers van mekaar. So as ek my twee vergelykingkies nou het, vergelyking 1 en vergelyking 2, dan kan ek nou sien, as ek hierdie twee vergelykings gaan by mekaar tel, met ander woorde, as ek sê vergelyking 1 plus vergelyking 2, dan kan ek nou sien, gaan ek mos my y elimineer. Want kyk mooi, as ons hulle nou gaan by mekaar tel, dan gaan ons sê 2x plus 4x is 6x. Minus 5 plus 5 is 0. Is gelyk aan minus 12 plus 6 gee vir my minus 6. Nou het ek 'n vergelyking wat net x bevat en nou kan ek mos vir x oplos. So nou los ek die onbekende op. Wat oorbly nadat ek die eliminasie toegepas het. Om hom op te los, moet ek hom alleen kry, so ek gaan deel deur 6, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry my antwoord x is gelyk aan min 1. Maar nou is ons nog nie klaar nie. Ons het nou vir x opgelos. Nou is die volgende stapie wat ons moet doen, om vir x in te stel by vergelyking 1 of vergelyking 2. Jy kan enige een van die twee kies. Ek gaan nou sommer kies om in te stel in my eerste vergelyking, wat vir my sê 2x minus 5y is gelyk aan minus 12. Met ander woorde, ek gaan hierdie minus 1 vat en dit nou daar in x se plek instel. So ek kry 2 maal met minus 1, minus 5y is gelyk aan minus 12. Onthou, ons is nou besig om vir y op te los. So ek het minus 2 minus 5y is gelyk aan minus 12. Ek moet my y alleen kry, so ek vat alles wat nie y het nie na die regterkant toe. So ek kry minus 5y is gelyk aan minus 12 plus 2. So minus 5y is gelyk aan minus 10. En ek wil nou y alleen hê, so ek moet deel deur minus 5, deel deur minus 5, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry my vergelyking is y is gelyk aan
antwoord is y is gelyk aan 2. Met ander woorde, ek gaan hê my oplossing vir al twee die vergelykings vir x en y gaan die koördinate wees -1 en 2. Kom ons kyk nou na 'n tweede voorbeeld. Onthou, die vraag is nog steeds, los op vir x en y gelyktydig. Nou is ons twee vergelykings wat ons het, 3x minus 4y is gelyk aan -8, en die ander enetjie is 3x minus y is gelyk aan 10. Goed, so wat is die eerste ding wat ons doen? Ons gaan skryf nou die vergelykings met gelyksoortige terme onder mekaar en ons nommer die vergelykings. So, ons gaan sê 3x minus 4y is gelyk aan -8 en dit is my eerste vergelyking. Nou skryf ek hulle gelyksoortige terme onder mekaar, so die volgende enetjie is 3x minus y is gelyk aan 10 en sy nommer is nou nommer 2. Julle het nou mooi gesien dat ons gelyksoortige terme onder mekaar het. Hierdie een verskil nou van die vorige een, want as ons nou hier kyk, kan ons sien ons het 'n +3 en 'n +3. Met ander woorde, die koëffisiënte van die x is presies dieselfde. So as die koëffisiënte van die x of die y-terme nou dieselfde is en hulle het ook dieselfde teken, moet ons nou 'n ander plan maak om hulle mos nou te elimineer. Dit help nie ons tel hulle by mekaar nie, want dan kry ons hulle nie geëlimineer nie. Met ander woorde, watter plan dink julle kan ons maak om hom dan te elimineer? Dis reg, dan moet jy aftrek, want jy wil die x of die y elimineer. So as die koëffisiënte van x of die y-terme dieselfde is met dieselfde teken, dan moet jy aftrek. So ons het nou ons vergelykingkies onder mekaar geskryf met die gelyksoortige terme onder mekaar en ons het nou gesien ons x het dieselfde koëffisiënt en al twee is plusse. So, ons gaan nou vergelyking 2 aftrek van vergelyking 1 af. Met ander woorde, ons het nou hierdie minus hier. So, ek het 3x minus 3x gee vir my 0. Dan het ek nou minus 4y minus y. Onthou, hierdie is nou baie belangrik, so ons het nou minus, so daai minus maak hierdie 'n plus. So ek het minus 4y plus 1 ytjie gee vir my minus 3y. Is gelyk aan minus 8, minus 10 gee vir my minus 18. In hierdie geval gaan ek nou los op vir y. Goed, om vir y op te los, gaan ons nou wat doen? Dis reg, ons gaan deel deur die minus 3, wat ons links doen, moet ons regs doen, so ons kry y is gelyk aan 6. So, nou moet ons y instel. Jy kan kies by watter vergelyking wil jy vir y gelyk aan 6 instel. Ek gaan weer sommer vergelyking 1 vat. 3x minus 4y is gelyk aan minus 8. Met ander woorde, nou gaan ek hê 3x minus 4 maal 6 is gelyk aan minus 8. Nou moet ek vir x oplos. So ek kry 3x minus 24 is gelyk aan minus 8.
Ek het nou 3x is gelyk aan, ek wil my xie alleen hê. Met ander woorde, die minus 24 moet oorgaan, so ek kry 3x is gelyk aan minus 8 plus 24. En minus 8 plus 24 gee vir ons hoeveel? Minus 8 plus 24 gee vir my 16. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 16 gedeel deur 3. Die oplossing van hierdie vergelyking is met ander woorde 16 op 3 en 6, want dit is my x en my y-koördinaat wat hierdie vergelyking bevredig. Ons kyk na ons derde voorbeeldjie. Ons derde voorbeeldjie het ons 5x minus 2y is gelyk aan 6 en ons het 3x plus 4y is gelyk aan 14. So die eerste ding wat ons doen, is ons skryf hulle onder mekaar en ons nommer die vergelyking, né? Onthou, ons skryf ons gelyksoortige terme onder mekaar en ons nommer die vergelykings. Goed, so ek gaan hê my 5x minus 2y is gelyk aan 6 en dit gee my eerste vergelykingkie. Dan het ek 3x plus 4y is gelyk aan 14 en dit gee vir my tweede vergelykingkie. As ek nou hier kyk, dan kan ek nou sien my gelyksoortige terme is almal onder mekaar, maar ek het nou een probleempie. Nie een van hulle koëffisiënte stem ooreen nie. Met ander woorde, ons moet 'n plan maak om of x se koëffisiënte dieselfde te maak of y se koëffisiënte dieselfde te maak. So watter plan dink julle kan ons maak? As die koëffisiënte van x of y nie dieselfde is nie, kan ons 'n plan maak deur hulle dieselfde te maak en ons doen dit deur die hele vergelyking met 'n konstante te vermenigvuldig. So as ons nou weer hier gaan kyk, dan kan ek nou sien my 2y en my 4y is nou die maklikste om eintlik by mekaar uit te bring. So as ek my hele vergelyking 1 met 2 gaan vermenigvuldig, dan gaan ek kry 10x minus 4y is gelyk aan 12. En dit gee nou vir my derde vergelykingkie. As ek nou weer 3x plus 4y gelyk aan 14 onder hom skryf, wat my tweede vergelyking is, kan ek nou sien, ek gaan vir y kan elimineer. Wat ek nou ook hier sien, is dat die koëffisiënte van die y is dieselfde en hulle het verskillende tekens. Daarom gaan tel ek die twee vergelykings by mekaar. Ek het nou met ander woorde 10x plus 3x is 13x. Minus 4y plus 4y is 0. Is gelyk aan 12 plus 14 gee vir my 26. Nou moet ek vir x oplos. Goed, hoe gaan ek nou vir x oplos? Dis reg, ek gaan deel deur 13 links, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry met ander woorde, x is gelyk aan 2.
Jy kan x gelyk aan 2 nou in enige vergelyking instel. So ons gaan sê 5 maal met 2 minus 2y is gelyk aan 6. Nou is die volgende stap wat ons moet doen, los op vir y. Goed, so ek kry nou 10 minus 2y is gelyk aan 6. Ek wil y alleen hê, met ander woorde die 10 gaan oor, so ek kry minus 2y is gelyk aan 6 minus 10. Minus 2y is met ander woorde gelyk aan minus 4. Ek wil y alleen hê, so ek deel deur minus 2, wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry y is gelyk aan 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus, 4 gedeel deur 2 is 2. Met ander woorde, my oplossing vir hierdie vergelyking is x moet gelyk wees aan 2 en my y is dan gelyk aan 2 as x gelyk is aan 2. Ons kyk nou nog 'n voorbeeldjie. Ons het nou byvoorbeeld 3x plus 5y is gelyk aan minus 1 en 4x plus 7y is gelyk aan 4. Onthou, presies dieselfde vraag word nog gevra. Los vir x en y gelyktydig op. Goed, met ander woorde, ons kyk na hierdie vergelykings en ons sien wat gaan ons doen. Ons skryf hulle onder mekaar en ons nommer hulle. Goed, onthou gelyksoortige terme onder mekaar. So ek het 3x plus 5y is gelyk aan minus 1 en dit is my eerste vergelyking. En ek het 4x plus 7y is gelyk aan 4 is my tweede vergelykingkie. Nou, wat sien julle nou hier? Ons het 'n 3x en 'n 4x, almal ons gelyksoortige terme, is wel nou mooi almal onder mekaar, maar wat sien ons nou? Ons kan nie net een van hulle vermenigvuldig om die koëffisiënte van of x of y bymekaar te kry nie. So, dit gebeur soms dat ons beide vergelykings moet vermenigvuldig. Met ander woorde, in hierdie geval, gaan ons nou moet kyk, hoe kan ons hulle bymekaar uitbring. So, as ek nou kyk om een van hulle te elimineer, dan lyk dit vir my, as ek kyk na my x'e, dan lyk dit vir my, ek het 'n 3x en 'n 4x. So die maklikste lyk vir my, as ek die boonste vergelyking gaan met 4 vermenigvuldig, dan gaan ek 12x kry, en as ek die onderste enetjie met 3 vermenigvuldig, gaan ek 12x kry. En dan het ek dieselfde x'e, met ander woorde, x kan dan geëlimineer word. So, ek gaan nou sê, ek onthou, ek moet my hele vergelyking vermenigvuldig met 4. So, dan kry ek 4 maal 3x gee vir my 12x, plus 4 maal 5y gee vir my 20y, is gelyk aan minus 1 maal 4 is minus 4. En dit is nou my derde vergelykingkie. Dan gaan ek nou my tweede vergelyking regdeur vermenigvuldig met 3. As ek hom nou met 3 vermenigvuldig, dan kry ek 4x maal 3x is 12x, plus 7 maal 3 is 21y, is gelyk aan 4 maal 3 is 12. En dit is my vierde vergelyking. Nou kan ek hier mooi sien, dat ek wel dieselfde het, en al twee se tekens is plus.
Nou kan julle onthou wat ons nou nog moet doen as die koëffisiënte dieselfde is en die tekens is ook dieselfde. Dis reg, ons moet 4 aftrek van 3 af. Met ander woorde, ek gaan nou hierso sê vergelyking 3 minus vergelyking 4 en dan gaan ek nou sê 12x minus 12x is 0. Ek het 20y minus maak daai 'n minus, so 20y minus 21y gee vir my minus y. Is gelyk aan, die minus maak hierdie 'n minus, so ek het minus 4 minus 12 gee vir my minus 16. Wat moet ons nou doen? Ons moet vir y oplos. Hoe gaan ek nou y oplos? Dis reg, ek moet deel deur minus 1, deel deur minus 1, want ek wil hom positief hê, met ander woorde, y is gelyk aan 16. Nou gaan jy vir y instel in enige een van die 2 vergelykings. As ek nou het 3x plus 5y is gelyk aan minus 1, dan stel ek nou y gelyk aan 16 in sy plek en ek kry 3x plus 5 maal 16 is gelyk aan minus 1. So 3x plus 5 maal 16 gee vir my 80 is gelyk aan minus 1. Ek wil x nou oplos. Hoe los ek vir x op? Ek kry my x alleen aan die linkerkant, so ek vat die 80 oor, dan kry ek 3x is gelyk aan minus 1 minus 80, so my 3x is gelyk aan minus 81. Ek wil x alleen hê, so ek deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde, x is gelyk aan minus 27. So, as x minus 27 is, dan is y 16. Ons kyk na 'n 5de voorbeeld. Ons het nou byvoorbeeld y is gelyk aan 2x minus 1 en die ander vergelyking is y is gelyk aan minus 5x plus 2. Wat sien julle hier? Ja, wat ons hier sien is die een vergelyking is y is gelyk aan 2x minus 1 en y is gelyk aan minus 5x plus 2. So dit beteken beide die vergelykings is in die vorm y is gelyk aan. So al wat ons nou hier kan doen is ons stel die 2 y-waardes gelyk aan mekaar. Want y is tog mos gelyk aan y. Met ander woorde, ons stel die 2 y-waardes gelyk aan mekaar. Met ander woorde, ons kan daarom sê dat 2x minus 1 moet gelyk wees aan minus 5x plus 2. So op die manier is ons y nou eintlik geëlimineer. Want onthou nou net, baie belangrik tog, dit is nou y is gelyk aan y. Met ander woorde, ek kan nou net sê 2x minus 1 is gelyk aan minus 5x plus 2. Goed, nou moet ons met ander woorde vir x oplos. Dis reg. Om vir x op te los, moet ons alles met ons x's aan een kant kry, so die minus 5x gaan oor. Alles wat nie x'e het nie, gaan na die ander kant toe. So ek het 2x
plus 5x is gelyk aan 2 plus 1. Met ander woorde, ek kry nou 7x is gelyk aan 3. As ek x wil oplos, gaan ek deel deur 7, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 3 op 7. So ons moet nou x gelyk aan 3 op 7 in vergelyking 1 of vergelyking 2 gaan instel. Jy kan kies in watter vergelyking jy hom graag wil instel. Ek stel hom gewoonlik sommer in die eerste vergelyking in. Ek kyk na die vergelyking wat vir my die maklikste lyk. In hierdie geval is daar nou nie 1 nie, want ek werk nou met 'n breek, so ek het y is gelyk aan 2 maal 3 op 7 minus 1. En as ek dit uitwerk, kry ek dit is 6 op 7 minus 7 op 7 en dit gee vir my minus 1 op 7. Met ander woorde, die oplossing wat vir al twee geld, die unieke oplossing van x en y, is 3 op 7 en minus 1 op 7. Ons doen nog so 2 voorbeeldjies saam, en dan kan jy die lesie inoefen deur jou huiswerk te voltooi. As ek byvoorbeeld het 2x is gelyk aan 3y plus 5, en my ander vergelykingkie is 3x plus 6y is gelyk aan 11. Onthou nou, die eerste ding wat ons moet doen, is jy skryf gelyksoortige terme onder mekaar, né? En jy nommer hulle. Goed, in die geval sien ek nou in my eerste vergelykingkie het ek 2x is gelyk aan 3y plus 5, en dan sal ek nou vereers my vergelyking maak dat hy dieselfde lyk. So ek gaan hê hierdie is 2x minus 3y is gelyk aan 5. So, nou kan ek hulle onder mekaar skryf. So ek het 2x minus 3y is gelyk aan 5. Dit gee vir my eerste vergelyking, en ek het 3x plus 6y is gelyk aan 11. Dit gee vir my tweede vergelyking. Ek sien nou weer hier die koëffisiënte van my x'e en my eie verskil. Die maklikste een om by mekaar uit te bring is die 3 en die 6. Met ander woorde, ek gaan vermenigvuldig met 'n konstante. Vergelyking 1 gaan ek vermenigvuldig met 2. Goed, so ek gaan hier skryf my vergelyking 1 vermenigvuldig ek met 2. So ek kry dan 2 maal 2 is 4x, minus 3 maal 2 is 6y, is gelyk aan 5 maal 2 is 10. En dit gee nou my vir derde vergelyking. Ek skryf nou my tweede vergelykingkie met gelyksoortige terme onder vergelyking 3 neer. Wat sien ons? Ons het dieselfde koëffisiënte, maar met teenoorgestelde tekens, so hulle is die optellingsinverse van mekaar. So, ek gaan nou vergelyking 3 en vergelyking 2 by mekaar tel. As ek hulle nou by mekaar tel, sien ek mooikies, ek het nou 4x plus 3x gee vir my 7x. Minus 6y plus 6y gee vir my 0. En dan het ek 10 plus 11 gee vir my 21. Nou moet ek vir x oplos, né?
Hoe gaan ek nou weer vir x oplos? Ek gaan x alleen kry deel ter deel met 7, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 3. Jy kan nou weer x in enige vergelyking gaan instel. As ek dus met ander woorde het 2 maal met 3 minus 3y is gelyk aan 5. Dan kry ek nou 6 minus 3y is gelyk aan 5. En onthou nou, ek moet nou vir y oplos. Goed, om y alleen te kry, gaan ek nou die 6 oorvat. Met ander woorde, minus 3y is gelyk aan 5 minus 6. So minus 3y is gelyk aan minus 1. As ek nou y alleen wil hê, moet ek deel deur minus 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry y is gelyk aan 'n derde, want 'n min gedeel deur 'n min gee vir my 'n plus. So die oplossing van hierdie twee gelyktydige vergelykings is dat x gelyk is aan 3. As x gelyk is aan 3, dan is y gelyk aan 'n derde. Ons kyk nou ons laaste voorbeeldjie. As ons byvoorbeeld het 2x plus y op 3 is gelyk aan 11 en ons het 'n 6de x minus 2y plus 24 is gelyk aan 0. Ek gaan nou in die eerste plek hierdie vergelykings maak dat hulle sonder breuke is. Met ander woorde, as ons kyk na ons eerste vergelykingkie, dan gaan ek by hom sê, ek gaan maal met 3 om hierdie noemer weg te kry. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry 2x plus y is gelyk aan 33. Kan julle sien, hy lyk nou weer soos 'n normale een wat ons die heeltyd nog gedoen het. By die tweede vergelykingkie is my KGV 6. Okay? Met ander woorde, ek gaan regdeur vermenigvuldig met 6. Ek gaan met ander woorde kry x minus 12y plus 6 maal 24 is 144. Is gelyk aan 0. Ek gaan hom ook net skryf, dat hy dieselfde lyk as die ander. Met ander woorde, ek het x minus 12y is gelyk aan minus 144. Nou gaan skryf ek hulle onder mekaar. Nou het ek 2x plus y is gelyk aan 33, wat my eerste vergelyking is, en ek het x minus 12y is gelyk aan minus 144, wat my tweede vergelyking is. As ek nou weer mooi kyk, dan sien ek hierdie 2x'e kan ons makliker by mekaar uitbring. Dis 'n kleinste getalletjie om te by mekaar uit te bring. Om hulle by mekaar uit te bring, gaan ek nou vergelyking 2 vermenigvuldig met 2. Met ander woorde, as ek nou hierso skryf, my vergelyking 2 vermenigvuldig ek met 2, dan kry ek dit is 2x minus 24y is gelyk aan minus 288. En dit is nou my derde vergelykingkie. Goed, nou het ek my 2x plus y is gelyk aan 33, wat my vergelyking 1 is, en ek het my 2x
minus 24y is gelyk aan minus 288, wat my derde vergelyking is. En wat gaan ons nou doen? Gaan ons optel of gaan ons aftrek? Dis reg, ons gaan vergelyking 3 aftrek van vergelyking 1 af. Ons gaan vergelyking 3 aftrek van vergelyking 1 af. Goed, met ander woorde, as ons hom nou gaan aftrek, dan kry ons hierso 2x min 2x is 0. Dan het ons y minus minus word plus. So 1y plus 24y is 25y. Dan het ek nou weer 33 minus minus 288, so daai minus word 'n plus. So dit gee vir my 288 plus 33 en dit is 321. Nou gaan ek vir y oplos. Om y op te los gaan ek deel deur 25, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry y is gelyk aan 321 gedeel deur 25. En dit is sy eenvoudigste wat hy kan wees. Jy kan hom maar skryf ook as 12,84. Nou het die tyd gekom dat ons weer vir y moet instel. As ons vir y moet instel, kan jy hom of in vergelyking 1 of in vergelyking 2 instel. My y is in vergelyking 1 wat ek nou genoem het ek 2x plus 12,84 moet gelyk wees aan 33. Ek wil vir x oplos, met ander woorde, ek gaan die 12,84 oorvat, so ek kry 2x is gelyk aan 33 minus 12,84, so 2x is gelyk aan 20,16. Goed, as ek nou het 2x is gelyk aan 20,16, wil ek weet hoeveel gaan 1x wees, so ek moet deel deur 2, want wat ek links doen, moet ek regs doen, en dan kry ek my antwoord van x is gelyk aan 10,08. Met ander woorde, die x van 10,08 en die y van 12,84 is die waardes vir my x en y wat hierdie gelyktydige vergelyking bevredig. Vergelykings. Goed, dit was nou sommer 'n hele mond vol. Ek hoop jy kry die lesie mooi ingeoefen wanneer jy jou huiswerk voltooi en laat jy mooi verstaan wat die proses van eliminasie beteken. Geniet dit.